Geef ons insig, Here, sodat ons kan verstaan wat ons hoor en wat ons lees in U woord. Dankie, Here, dankie dat U ons so by mekaar bring as 'n familie om na U woord te kom luister. Geef ons die insig om dit te verstaan. Here, praat met ons deur Laurentia, gebruik haar. Dankie, Here, dat U haar so kragtig gebruik. Salf haar lippe met U Gees, Here, en geef haar die woorde in haar mond, sodat sy dit suiwer aan ons kan oordra. Here, so bid ons vir elke erediens wat vanoggend in U naam gehou word. Here, dat mense van oor die wêreld, gelowiges van oor die wêreld na U kom luister. Dankie, Here. Gee ook vir ons die krag om te gaan doen dit wat U vir ons sê, sodat ons U koninkryk daarmee kan bou. Here, en dat ons werklik ook die vrug van U Gees in ons harte dra, om mekaar en ander rondom ons daarmee te bedien tot U eer en U verheerliking. Amen. Amen. Nou. Soos ek gesê het, ons het voorberei en toe blok als toe besef ek my is iets anders vir vanoggend. So die van julle het, ek neem aan almal het al The Shack gesien. So daar was 'n boodskap wat iemand vanoggend dalk moet hoor binne in dit. Ek wil vir julle sê, God se tydsberekening is altyd perfek. As jy 'n avokado probeer ryp druk, word hy swart. As 'n baba voor die ouderdom van 9 maande geboorte het jy moeilikheid. Sukkel met longe, daar's 'n klomp mediese ingryping wat moet plaasvind. En dit moet ons besef, en besef dat God se tydsberekening met dinge wat in ons lewens gebeur, is perfek. God's timing is just always perfect. So, partykeer wil mens goed druk, mens wil goed rush, en dan loop dit net verkeerd uit. Baie keer sal mense vir jou 'n profesie gee, ek het al daai fout gemaak, en dan hardloop ek, en dan wil ek dit nou gaan laat gebeur, en dan stap die Here net rustig op sy tyd. Ek staan in trippel daar, so ek moes in my lewe leer, om altyd agter God te bly, en nie verby hom te hardloop nie. En dit doen ons baie, ons hardloop verby God, en ons wil goeders vinnig hê. As jy net dink aan Abraham en Sarah moes al 100 jaar gewag het vir Isak. So, God se tydsberekening, Lazarus moes eers 4 dae in die graf wees, en die rede daarvoor is dat binne 3 dae kan hulle nog sê, maar want hulle het nie die mediese toerusting gehad soos wat ons vandag het nie. So as jy nou al 4 dae dood is, dan is jy nou dood vir dood. Doodste. Ja, dan is jy nou dode, ja. So, God wou net sy almag en sy krag bewys het, dat hy eers op die 4de dag om uit die dood uit laat opstaan. Anders sou mense net gesê het, ag, hy was maar net dood nie. So, iets wat die mense nie altyd besef nie, but no matter what God's power may be, the first aspect of God is not that of the Almighty Master. It is that of a God who puts himself on a human level and limits himself. So, Jesus het ten volle mens geword. Hy het by ons kom bly. God kom in die vorm wat vir jou gaan werk. So as jy die Shack gaan kyk, baie mense het 'n probleem met wie, wat, waar is. Dit is wat op daai stadium vir Mac gewerk het. Hy kon nie God die Vader op daai stadium as 'n man sien nie, as gevolg van sy eie kinderjare trauma. So toe gebruik God 'n swart vrou om God die Vader te wees. En dit is nou waar die religion ouens se koppe heeltemal afval. Maar God kan in enige vorm na jou toe kom wat vir jou gaan werk. Hy beperk homself nie omdat hy beperk is nie, maar hy beperk homself om ons te kom bedien. So partykeer werk God deur diere, mense, die natuur. God het enige maniere vir moontlik. As jy gaan lees in 1 Timoteus 2 vers 5, there is one God and there is one mediator between God and men, and that man is Jesus Christ. So Jesus het gekom om vir ons die lewe in oorvloed te kom gee. En dit is wat hy vir ons wil gee. En daarom moet ons leer om op hom te kan wag. Dit besef, Here, maar U is in tyd ook.
You are the same God of yesterday, today and tomorrow. So ons lees, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you receive from God. So as jy in Jesus Christus glo, dan is die Gees van God binne in jou. Dan is die gawes van die Gees in Korintiërs 12 en die Galasiërs 5 vers 22. Dan is die vrug van liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, vriendelikheid. Dit is daar. Gawes van die Gees, kennis, wysheid, insig, bid in tale, uitleg van tale, profesie, wonderwerke, gesondmaking, onderskeiding van Gees. Dis alles reeds binne in jou gedeponeer. Vyfvoudige bediening, profeet, evangelis, herder, leraar, apostel. Die gawes, God se Gees is in jou gedeponeer. So gaan en gaan doen wat God vir jou roep om te doen. Hulle vra vir Reinhard Bongers, hoekom, hy sê, Here, hoekom het U my gebruik? Hoekom gebruik U my om die wonderwerke te sien hoe God in Afrika opgaan en al die wonderwerke, hy sê, jy was net die 9de persoon wat jou gesê het. Al die ander het nie. So God sê, ons moet net vir jou gaan sê. Jy gaan 'n gedagte in jou gedagtes hoor, en God gaan die hele tyd vir jou sê, doen dit, doen dit, doen dit. Jou gehoorsaamheid gaan seën bring. God's timing is always perfect. There's a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ek kan daarvan getuig. Ons het 4 vrouekampe in 'n jaar gehad, in Pretoria en een in die wêreld. Al my kinders uit die huis uit is, nou is ek op 'n kamp 'n maand. So ons is kyk na 10, 12 kampe, want God sê, dis nou die tyd om te gaan. God's timing is perfect. You are free to do whatever you like. God dwing nie homself op ons af nie. Hy forceer nie homself nie. Hy sê, ek weet, ek gaan nog 50 keer vir jou moet vra om hierdie te doen. Ek is opgewonde dat ek nou al een van die 50 klaar is, nou is nog net 49 keer oor om jou te vra voordat jy dit gaan doen. So ek is nou opgewonde, ek gaan net aan. Because there's no obligation. Do what you want to do. You have to walk your walk. I'll work in that. I'll work through that. I want relationship. Relationship is to move freely in Christ. Verhouding is om die mens te wees wie God jou gemaak het om te wees. If you like to work with animals, then your purpose is to work with animals. If you like to work with babies, your purpose is babies. Whatever your purpose is, you're free to do what you like. I said, volg net my stem. Just follow the growing conviction that God settles in your heart over time. When Jesus becomes the answer enough, things will be clear when it's clear. Just keep following the growing conviction that God settles in your heart. En wat maak ons? Ons is te hastig. Ons wil hê die goed moet nou gebeur. Dan sê God, maar dit kan nie nou gebeur nie. Want daar is sekere ander goed wat eers in plek moet val, voordat kan gebeur wat moet gebeur. If you let me, I will be the father you have never had. The world needs a father. Op Netflix, die fliek The Forge, het nou op Netflix verskyn. Ek gaan kyk. The Forge leer vir jou van the world needs a father. Ons groot probleem in ons wêreld is die afwesigheid van paas. En hoe belangrik dit is vir enige persoon om 'n pa te hê. Maar die goeie nuus is, jy het 'n volmaakte pa. En jou volmaakte pa is in die hemel. En jou volmaakte pa, waar Jesus aan die regterhand van die Vader sit, sal die Vader vir Jesus sê, deur die Gees om vir ons te sê, maar jy kan met Vader praat. God die Vader wil jou pa wees. Jy is belangrik genoeg vir Vader, dat Vader 'n intimiteitsverhouding met jou wil hê. The Spirit Himself bears witness of our spirit that we are children of God. Romeine 8 vers 16.
Dis hoekom as ons mense doop ook, dan doop ek en ek sê, kom, ons laat daai gees van God, wat binne jou is, uitroep, Abba Vader. Dat daai bewuswording en waarwording sal plaasvind van wie God is. Jy is gebore om in 'n verhouding met Vader te wees deur die Heilige Gees. Dis ons purpose. Om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees in jou gedagtes. Jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. You will hear God's thoughts in your thoughts, and it will be in line with the Word of God. You will hear Him. And then He said, I will keep my eye on you. I will keep my eye on you. Daar is nie iets wat jy kan doen wat God nie van weet nie. Kan nie vir God wegkry nie. Jy is so belangrik vir God, dat hy saam met jou sal stap deur die dal van doodskaduwee. En jy hoef geen onheil te vrees nie, want hy is saam met jou. Hy sê, Hebreërs 13 vers 5, I will not leave you. Ek kan nie, my naam is Emmanuel, en as my naam Emmanuel is, beteken ek kan jou nie verlaat. So is eintlik altyd saam met jou. There's no easy answer that will take your pain away. Daar is nie altyd quick fixes nie. Maar jy ontdek my binne jou pyn. Want daar waar jy is ek. Wat Hebreërs 13 vers 5 sê, I will not leave you. En in die Amplified herhaal hom so 'n paar keer. I will not leave you. I have no magic wand to wave over you to make it all better. Ek gaan nie net 'n stokkie vat en trek hom saam en woeps as jy gefiks nie. Ek fix jou in verhouding met my. Jy moet eintlik agterkom. Ek word nie gefiks deur 'n nuwe kar nie. Ek word nie gefiks deur 'n maat op wie ek verlief raak nie. Op kinders of geld of werk, niks nie. Jy word gefiks in die teenwoordigheid van God. Wanneer God jou first love word, wanneer God jou eerste liefde word, dit bring genesing. Dan begin 'n genesingsproses. En partykeer, ek het dit die naweek gesien, ek was die naweek in Strandfontein, die stikkendste vrouens. Ek het met 'n vrou gewerk, ons het haar gedoop in die see, en die Here is nou nog besig om haar gesond te maak. Ek het met haar gister gepraat, daar's 'n genesingspad proses, wat God nou eers moet afstap. Dit is nie altyd 'n quick fix nie. Want ek sit jou in ICU, en ek doen 'n groot hartoperasie. Ek weet jy het 'n nekprobleem en 'n rugprobleem ook, maar op hierdie stadium is jou hartoperasie eerste. So ons opereer jou hart, hoë sorg, gewone sorg, huis toe, rus. OK? Nou werk ons aan jou rug. Selfe proses. Operasie, hoë ICU, hoë sorg, gewone saal, huis toe. God is in die herstelbesigheid van genesing van mense se lewens. Life takes a bit of time and a lot of relationship. God het tyd. Tyd is aan sy kant. Ek gaan vir jou wag. Ek gaan die pad met jou stap. En as ons nou elke afdraaipaadjie moet ken, hoe sê ou Koos Du Plessis, elke afdraaipaadjie ken ek. Here, maak dit hierdie keer die laaste maal. Ek draai saam met jou in die afdraaipaadjie. Elke keer het ek verdwaal. Want elke keer verdwaal ons. Ons ry planne. Hy sê, maar dit gaan nie vir my oor die foute wat jy maak nie. Dit gaan oor die verhouding wat ons het. I often find that getting head issues out of the way first makes the hard stuff easier to work on later. Is 'n klomp goed in jou kop. En meeste van daai goed wat in jou kop is, the most things that's in your mind is lies of Satan. You have to renew the mind. You have to ask the Holy Spirit to renew the mind. You have to ask the Holy Spirit to help you to think differently. Because if you believe the truth will set you free. And the truth's name is Jesus. So to read the word, to sing the word, to apply the word in your life,
you will experience healing. You will experience deliverance. I will wait until you are ready, because only I can set you free. God will wait. He's in the waiting business. Whatever it takes for me to help you to get through, to get ready, I'm in the business of setting you free. En partykeer kan God jou so vrymaak. En partykeer is die pad wat hy stap. Hoekom stap hy 'n pad? Want dit gaan nie oor woeps nie. Dit gaan oor wat hy vir jou wil leer in die geestelike groeipad van graad 1, 2, 3, 4, matriek, doktersgraad. Kom ons begin weer van vooraf, graad 1. Want hy leer vir jou 'n klomp goed tot in 'n vlak van doktoraal. Dan sê hy, okay, dat jy verstaan nou daai. Maar kom ons hou jou humble. Kom ons begin weer by graad 1. There's more that I want to teach you. Jy gaan nooit God kan leer ken vir wie hy is nie. Want hy is almagtig. Maar hy is not stop loving you. Jy gaan wys, vat gou my hand, van opgevend. God is in hierdie verhouding. So. Hy het jou vas, los gaan my hand. Dit. Jy kan los, en jy kan vat. Vat maar weer. En sy los. Hy gaan nie los nie. Okay, I will never let go of your hand. Never. So of jy nou los en of jy nou vat, dit maak nie vir hom saak nie. Hy's wag vir verhouding. But now, having been set free from sin and having been slaves of God, you have your fruit of holiness, the end everlasting life. Hy sê, ek het vir jou so baie instoor. Jy het nie 'n idee wat ek nog vir jou wil wys nie. Jy het nie 'n idee wat ek nog vir jou wil leer nie. Ek gaan die goed vir jou leer in verhouding. I'm on the journey of this. And the set free is a process. The set free is nie 'n 1 tot 1 dag nie. Want hy maak jou vry van 'n een ding. En dan op 'n dag sê hy, maar kom ons sorteer gou hierdie kas nou uit. Kyk, kom ons sorteer nou hierdie kas uit. Tot jy jou volle mens wees, van wie God jou oorspronklik gemaak het om te wees, ontdek het. Freedom can never be forced, then it's not freedom. Sometimes you will not understand now. As ek myself op jou, en ek wil baie keer vir mense sê, los vir hom of vir haar. Want op hierdie stadium is jy besig om droog te maak. Jy kan nie, jy kan getuig, God oortuig. Jy kan God se liefde vir mense wys, maar jy kan nie mense oortuig om te glo nie. Die Gees van God moet dit self doen. Weet julle wanneer stap mense nader aan God? Wanneer hulle eintlik weet dat hoe lief vir God hulle het. No matter what. Die liefde van Christus verdring alle kwaad. Dis 'n moeilike een, want ek kan vir jou lief wees met grense. Partykeer moet ek 'n boundary sit, ek moet 'n grens sit, omdat ek vir jou lief is. En kyk, die fliek het eens met as. Die hele in die einde het sy my nogal gepraat. Ek trek nou die streep. Ek gaan nie toelaat dat jy my verder mishandel nie. Gaan kry hulp. Gaan word gesond. Gaan vind jouself in God, nie in my nie. I didn't tell you so that you would understand right now. I told you for later. God sê partykeer vir jou goed, wat jy dadelik wil doen. Hy verduidelik vir ons goed. He explains stuff for us that we don't understand. But I told you for later. I'm saying things for you. Just put it on the shelf. I will explain this later. Because we are in a relationship. Daar sekere goed wat jy vir 'n klein dogtertjie of seentjie nie vertel nie, want hulle is nie gereed om dit te kan hanteer nie. Die intimiteit tussen 'n man en vrou vertel jy nie detail as 'n kind 3, 4, 5 jaar oud is nie. Jy wag totdat hulle gereed is om dit te ontvang. Freedom is an incremental process.
God wil hê ons moet vrykom in hom. You have to step into freedom. Jy moet die vry mens wees. Maak gou vir my jou oë toe asseblief. Dan gaan sit jy lang terug. You go back to where you were a preschool boy or girl. Dan gaan terug toe jy klein was. Toe jy nog nie mense se opinie verstaan het. En wat het jy gedoen? Waarvan het jy gehou? Waarmee het jy gespeel? Wat was vir jou lekker? Jou ma en pa, boeties en sissies kon nog nie 'n invloed hê op wie jy is nie. Want jy was 'n pure, 100% pure you. En as van jy met trauma gebore is, wil ek amper jy moet teruggaan na die troonkamer toe. En sê, Here, maar nog voor ek aarde toe gekom het U my 'n spesifieke mens gemaak. En hy sê, birth that person today. Step into the freedom of who God created you to be. Die goed waarvan jy hou, is die goed wat God vir jou gegee het om van te hou. The things that you like is the things that God gave you to like. The things that you don't like, make sure, is it because it's not your field of interest, it's not your personality, or is it because of the lies of Satan through people that you are not good enough, because you are good enough. And birth the pure you. Step into the pure you. Make the decision to say, but I am going to be the person God created me to be. Because the truth shall set you free. Everything is about the truth. The truth's name is Jesus. So die Here sê vir jou, ek wil hê jy moet wees wat jy gemaak het om te wees. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Daai intimiteitsverhouding tussen jou en God gaan jou vry maak. You are enough. You are enough. Jy mens maak die fout om jouself te evalueer op grond van die gebrokenheid van 'n ander persoon. Jou gebroke ma, jou gebroke pa, bepaal wie jy is, glad nie. You are a child of the Most High God. You are royal, you are holy, you are chosen. You are royal, holy, chosen. Fearfully, wonderfully made. Begin beweeg in die identiteit van wie God jou gemaak het om te doen. Freedom is a process, and that happens in your relationship with Jesus. There's freedom in Christ. There's freedom to be the person God created you to be in Christ. If you know God the Father loves you, you work from the relationship with the Father through the Holy Spirit, knowing that Jesus set you free. Skuldgevoelens kom nie van God af nie. Romeine 8 vers 1. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus our Savior. So as jy veroordeel voel, moet jy weet, dis is alleen in die helheid. Geen skuldgevoelens nie. Want toe Jesus aan die kruis gehang het, toe sê hy, tetelestai, dis volbring, die prys is betaal. So die prys van sondes is betaal. Go and sin no more. Nou as jy vir jouself gaan sê, I'm going to go and sin no more, gaan jy daarby kan uitkom. Maar as jy vasgevang bly in skaamte, skuld en seer en vrees, gaan jy nie daar kan uitkom. So gooi skaamte, skuld, seer, vrees van jou skouers af en loop in die vryheid van wie God jou gemaak het om te wees. Royal, holy, chosen. Because then all the stuff you feel inside of you will start to work out. Jou lewe. Here, wat van die? Vergewe jou ma. Here, wat van my pa? Vergewe hom. Here, wat van die onderwyser wat het die leens vergewe? Maar hulle verdien nie die vergifnis nie. Nee, jy verdien dit. Forgiveness doesn't restore a relationship. Forgiveness makes you free. Want toe Jesus gesê het, my God,
Why hast thou forsaken me? Matteus 27 vers 26. En hier verskil mense. Maar as jy die Triniteit verstaan, die God drie-eenheid, we were there together. Regardless of what you felt at that moment, I never left you. Jesus het in sy vleesmens, Gods verlate gevoel, as gevolg van al die sonde wat op hom gekom het. Maar God kan nie Immanuel God nie wees nie. God kan nie sy gesig wegdraai, as hy deel is daarvan. As jy die shackle kyk, wys hulle, en ek weet dit is net 'n fliek, wys hy, kyk die merke op ons hande ook. Want ons is een, dis soos 'n pen. 'n Pen het 'n lyfie, 'n ink en 'n dopie. Dis nog steeds die pen, hierdie ding. Hierdie is die pen. Maar as ek hierdie dingetjie uithaal, en ek het 'n batterytjie ook in, gaan nie nou die batterytjie nie, so die batterytjie en hierdie ding, maak saam die pointer. Dis die drie-eenheid. 'n Eier, die dopie, die wit, die geel, is die eier. God, drie-eenheid, hierdie is 'n verskriklike teologiese debat. Ek hou van hierdie, waar God sê, ek was daar saam met jou. Hoe kan ek my kop wegdraai, as my seun gekruisig word? My gees was daar. Maar toe Jesus gehang het, toe sê hy, tetelestai, dis volbring. Toe blaas hy sy laaste asem uit, wat gees is. En ek weet nie, maar ek glo dat Jesus daar sy liggaam verlaat het. Want hy is gees een. Ons verstaan nie die goed nie, ons weet nie hoe die goed werk nie, maar ek glo dat hy in die gees die setels in doderyk gaan haal. En Vader, Seun en Heilige Gees is een. When all you can see is your pain, perhaps then you lose sight of me. But that doesn't mean I wasn't there. Ons kan deur trauma so gekonfronteer word met jou trauma, dat jy nie God kan sien nie. Maar dit beteken dat hy nie daar was nie. En dit het ek al geleer by vrouens of mense. Een keer het ek 'n ou gehad, sy skoonma is oorlede, voor sy skoonma oorlede is, hang daar 'n reuk in die woonstel. Toe hy deur die Bybelse olies gaan, toe is dit iets kompleet olie wat hulle geruik het. Soos God sê, haar lewe op aarde is klaar. Baie mense, as hulle by 'n lijk is, ruik hulle die resurrection olie. Dis is om te sê, maar sy liggaam het sy liggaam verlaat. Maar vrouens wat deur seksuele trauma is, ruik baie keer the bride of Christ. Wat hy sê is, wat met jou gebeur het, bepaal nie jou identiteit nie. You are still the bride of Christ. Hy sê, most birds were created to fly. Being grounded for them is a limitation within their ability to fly, not the other way around. As 'n voël op die dak sit, beteken dit nie dat hy nie kan vlieg nie. 'n Voël beperk homself deur dan nie te vlieg nie. Maar hy kan die keuse maak om op te styg en te vlieg. Jesus het die keuse gemaak om op aarde 'n mens te wees. Hy het die keuse gemaak om ten volle mens te word, wat nie beteken dat hy nie God was nie. Maar die Gees van God het deur Jesus die wonderwerke gedoen. En daarom sê hy, maar julle gaan nog meer kan doen as wat ek gedoen het, want ek het die sleutels in die doderyk gedra. Ek het eintlik aarde toe gekom om vir julle te kom leer hoe om dit te doen. You were created to love, for you to live as if you were unloved is a limitation, not the other way around. Verstaan jy nou? You were created for love. God het jou geskape, dat jy moet weet, God is lief vir jou. As jy nie dit weet nie, beperk jy jouself van die waarheid, maar die waarheid verander nie. Dit bly die waarheid. So for you to live as if you were unloved is a limitation, not the other way around. Jy beperk jouself met die waarheid, maar dit beteken nie dat die waarheid nie so is. God is vir jou lief, punt. God die Vader het sy liefde vir jou kom bewys deur sy seun se kruisdood, punt.
Living unloved is like clipping a bird's wings and removing his ability to fly, but doesn't mean he can't fly. Pain has a way of clipping our wings and keeping us from being able to fly. So God het jou gemaak om volmaak liefde te beleef, om volmaakte liefde te gee. Maar as gevolg van die pyn wat die lewe vir jou veroorsaak het, sukkel ons om daarby uit te kom. Maar dit maak nie dat jy dit nie het om te gee nie. Dit maak nie dat God ophou vir jou lief te wees nie. Dit is soos die daisy, die blommetjie, he loves me. Jy kan sy blaartjies pluk. He loves me not. He loves me not. Nee, he loves me. Daar's nie, loves me not. And if left unresolved for very long, you can almost forget that you were ever created to fly. So jy so lank met pyn loop, wat jy nie gesond maak nie, dan dink jy, dit gaan net nooit kan gebeur nie. Dis nie die waarheid nie. God wil jou kom gesond maak. Hy wil jou vry maak. Hy wil vir jou die volheid gee van die lewe. Dis sy plan. As ek dink, die naweek verby is in Strandfontein, ek het nog nooit so klokstukke in 'n vrouens gesien nie. Peter, wil jy net gou daar pause asseblief? So, never leave things unresolved. Stop geweer. You can almost forget that you were ever created to fly in the first place. Gaan weer terug. Pain has a way of clipping our wings and keeping us from being able to fly. And if resolved, you can almost forget that you were ever created to fly. You can almost forget that you were ever created to fly in the first place. God created you to feel free. God created you to be healed. God created you for relationship with Him. That's our God. And Hy says, I am who I am. God gaan nie verander omdat ons nie verander nie. God gaan nie verander omdat ons nie weet wie Hy is nie. God gaan nie ophou om homself aan ons te openbaar omdat ons hom nie kan sien nie. God bly God. I am who I am. I am God. I am who I am. And unlike you, my wings can't be clipped. My vlerke kan nie geknip word nie. Ek gaan nie verander omdat jy verander nie. Ek gaan nie God ophou wees omdat jy my nie ken nie. I am who I am. I love you with an everlasting love. Punt. God sê vanoggend vir jou, ek het jou lief. En of jy my ken of my nie ken, of jy halfpad met my lewe of nie, verander nie my liefde vir jou. Maar wanneer jy my leer ken vir hoe baie lief ek jou het, gaan ons verhouding verdiep. Allow God to love you. I created you to share in my love. That is what we have done in Jesus. Dis Vader wat ek praat. Hy sê vir jou, ek het my liefde vir jou kom wys deur my seun se kruisdood. Ek gaan dit nie weer doen nie. Ek gaan nie my seun weer aarde toe stuur om weer gekruisig te word, om weer 39 houe te vat nie. Ek het klaar vir jou gedoen. Dit het hy staai. Ek het klaar vir jou gedoen. Leef nou binne die verhouding dat ek die prys vir jou betaal. Dis wat ek vir jou uitnooi te doen. Dat wanneer die vyand kom met skaamte en skuld en seer en vrees, herinner hom aan die waarheid. Herinner ek jouself. Spraak eers met die vyand nie. Herinner jouself van die waarheid wat uit die woord van God kom. Although by nature Jesus is fully God, the image of the invisible God, Jesus is fully human and live as such. Dit mis baie mense. Jesus het ten volle 100% mens geword, al kan hy gevlieg het. So, mense klik nie hierdie ding nie. Jesus het nie 'n wonderwerk gedoen nie. Jesus as 'n mens kon nie 'n wonderwerk doen. Hy het geluister na die Vader.
Hy het vir Vader gevra wat Vader wil hê. En dan het hy die Heilige Gees gebruik om deur hom die genesing te doen van mense. En hy sê, kom, ek het julle 'n voorbeeld gesteel. Doen soos wat ek gedoen het. So onthou, hy het ten volle mens geword. Hy het geleef ten volle mens. While never losing the inability to fly, Jesus chooses moment by moment to remain grounded. Hy het gekies om mens te bly. Hy het gekies dat hulle hom in hegtenis neem. Hy het gekies dat hulle hom in die dungeon laat afsak. Hy kon 'n legioen engele stuur om te help. Hy het nie. Because he loved you more than he loves himself. Hy het die 39 oue gevat vir die 39 hoofsiektes, sodat daar vir ons genesing kan kom. Jesus is a human being, had no power within himself to heal anyone. Daar staan dit in die Bybel. Baie mense klik dit nie. Jesus, as a human being, had no power within himself to heal anyone. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Wat moet ons doen? We have to release the power of the Lord when we pray for each other. Soos wat Jesus gedoen het. Hy sê, maar jy gaan nog meer kan doen as wat ek gedoen het, want ek het die sleutels die doderyk gaan haal. Ek het gesê, tetelestai, dis volbring. Ek het opgestaan, ek het opgevaar, ek sit aan die regterhand van my Vader. So saam, ek en die Vader, sal die Gees van God vir jou stuur, want die Gees van God, wat Jesus uit die doodheid laat opstaan, die krag, nou wil jy dink, jy weet dat Jesus was nie net dood nie, hy was nie dooder nie, hy was doodstil. Want hy het 39 houe gevat, hulle het 50 liter mirre oor sy liggaam uitgegooi, Johannes 19 vers 39, en alwynsap. As ek vandag 50 liter mirre oor jou liggaam uitgooi, sal jy doodgaan. So, dit was die 39 houe, dit was die kruisiging, spies, en die 50 liter mirre. So hy was dood vir dood. Ek weet ons is nie dood, maar ek wil net die dood vir julle verduidelik. Die morsdood, dankie. Die morsdood. En die morsdood kon hom nie in die graf hou nie. Dit was 2 jaar terug, ek gaan nou die einde van die maand weet. Dit was 2 jaar terug, en hy graf staan, toe weet ek, die graf is leeg. Die graf is leeg. Die opstandingskrag, wat Jesus uit die doodheid laat opstaan het, is die krag wat binne ons is. Dit is die krag wat ons release. Amen? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U eerste verhouding met ons gekies het. En dat ons net op U ja vir ons ja kan sê. Ons kan vanoggend kom en sê, Here, ek sê net weer eens ja. Ja, ek het U lief, omdat U my eerste lief gehad het. Here, ek wil in 'n verhouding staan met die Vader. Ek wil my gees binne in my wil uitroep, Abba Vader. Ek wil hê dat Jesus my beste vriend moet wees. Here, en ek wil toelaat dat die Gees van God kragtig in en deur my leef. Here, ek wil gehoorsaam wees aan U stem. Ek wil die ou mens neerlê en ek wil as 'n nuwe mens opstaan en as 'n nuwe mens funksioneer. Here, kom maak my vry van leuns. Kom maak my vry van angs, vrees, bekommernis, benoudheid, skaamte, skuld, seer, skuldgevoelens. Here, dankie dat ons kan weet, skuldgevoelens kom nie van U af nie. So daarom kan U ons net vrymaak van dit. Enige skaamte, enige vrees, U kom maak ons heeltemal vry, dat ons in die volheid kan leef van wie U ons gemaak het om te wees. Ons loof en prys U naam. Amen. Lorenzo, kan ek net gou, ek wil net as jy voor gaan staan.